Goeiemiddag, ek is Jackie January met die 4 uur nuus op RSG. In die bulletin: die Universiteit van Johannesburg bied finansiële hulp aan vir die stormloop slagoffers se seun. Johan Kotse sal binnekort in die hof verskyn en 'n ongeluk eis 4 naby Kimberley. Die Universiteit van Johannesburg sal die klasgelde betaal van die voornemende student wie se ma gister tydens 'n stormloop by die instelling se Bantingweg kampus dood is. Die universiteit se registrateur, professor Marie Miller, sê die universiteitsgemeenskap is bedroef oor die stormloop waarin 'n verdere 20 mense beseer is. Gloria Sekwana het haar seun, Godsisili, vergesel na die universiteit vir die aansoekproses. Intussen is berig dat slegs een van die beseerdes nog in die hospitaal is. Miller en die universiteit se rektor, Aaron Rensburg, het die beseerde in die een militêre hospitaal in Pretoria besoek. Hulle sal ook later by die minister van Hoër Onderwys, Blyden Nzimande, aansluit as hy besoek aflê aan Sekwane se gesin. Die moord- en aanrandingsverdagte van Modimolle, Johan Kotse, sal binnekort in die hof verskyn. Kotse, wat daarvan beskuldig word dat hy sy stiefseun vermoor en 3 werkers gedwing het om sy vervreemde vrou te verkrag, is net voor 12 uur vanoggend in Modimolle in hegtenis geneem. Die 50-jarige Kotse sal as sedert die aanranding en moord verlede week voortvlugtig. 'n 42-jarige man wat na bewering gedwing is om saam met 2 ander mans die vrou aan te val, is vroeër vandag in Makapanstad naby Pretoria in hegtenis geneem. Die polisie het Kotse se voertuig gisterand in Modimolle gekry. Die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie gaan die arbeidsgeskil tussen Tolkon Lehomo en stakende tolhekkassiere in KwaZulu-Natal besleg. Setao sê hulle wag op 'n brief van die KVBA om die datum van die vergadering te bevestig. Setao-lede in KwaZulu-Natal het Saterdag begin staak en eis 'n maandelikse salaris van R3.500. Die vakbond sê indien daar teen Vrydag nog geen onderhandelinge plaasgevind het nie, sal Gauteng, die Wes-Kaap en die Vrystaat by die nywerheidsoptrede aansluit. Kundiges op die gebied van eiendomsbemarking voorspel dat daar nog 'n moeilike jaar vir die huismark voorlê. Dit volg 'n jaar waar daar geringe of geen groei in huispryse was en min eiendomme verkoop is. Die beste wat kan gebeur sal wees as huidige toestande voortduur. Absa se senior eiendomontleder, Jacques Betoy. Die jaar sal maar op 'n relatiewe lae vlak begin en gegee die vooruitsigte vir die ekonomie wat ook maar matige groei gaan toon, rentekoerse wat waarskynlik nie verder gaan daal nie, maar ook waarskynlik nie baie gou gaan styg nie. Inflasie is nou ook aan 6% en dit gaan verdere druk op verbruikers se finansies plaas. En so teen daardie agtergrond glo ons nie dat die huismark ook in 2012 besonder goed gaan presteer in terme van markaktiwiteit, transaksievolumes en selfs prysgroei nie. Dit was Jacques Betoy van Absa. 4 mense is dood en 11 is beseer toe 'n vragmotor en 'n taxi op die pad tussen Boshoff en Kimberley in die Noord-Kaap gebots het. Die polisie sê die bestuurder van die vragmotor het uitgeswaai om 'n bakkie wat langs die pad gestaan het te mis en toe teen die aankomende taxi vasgery. Die polisie in KwaZulu-Natal het 'n klopjag op 'n huis in Chatsworth suid van Durban uitgevoer en beslag gelê op dwelms met 'n straatwaarde van sowat R1 miljoen. Kolonel J. Nyker sê hulle het inligting oor 'n dwelmbaas in Shawcross ontvang. Hy sê daar was 'n vrou en haar 3 kinders in die huis. Nyker sê die polisie het haar ondervra voordat hulle op heroïne afgekom het. Die polisie het ook beslag gelê op 3 vuurwapens. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Universiteit van Johannesburg sal die klasgelde betaal van die voornemende student wie se ma gister tydens 'n stormloop by die instelling se Bantingweg kampus dood is. Dit aan die einde van die 4 uur nuus onder redaksie van Jaco Kriege en Helena van Vuren. Die volgende bulletin op RSG is vanmiddag om 5 uur met die nuushooftrekke om 16:30.